Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie baie nat Sondagoggend by ons. Ja, hier het al meer as 50 mm reën geval hier by ons deur die nag. So, die Here seën ons met reën, hy seën ons met lewe. En ons gaan voort met Johannes 6 vanaf vers 22. Dan het die hele konteks van Johannes 6 het eers begin by die brood wat Jesus vermeerder het, en toe het hulle met die skip oorkant toe gevaar, oor die see, en die storm daar op die water, en nou is ons by vers 22. Die volgende dag het die skare wat oorkant die see bly staan het, agtergekom dat behalwe die een geen ander skyk was nie. En dat Jesus nie saam met sy disippels in die boot gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Daar het egter van Tiberias bote aangekom, naby die plek waar hulle brood geëet het, nadat die Here die seëngebed uitgespreek het. Toe die skare sien dat Jesus nie daar is nie, en ook nie sy disippels nie, het hulle self in die skuite geklim en na Kapernaum gevaar op soek na Jesus. Toe hulle hom aan die oorkant van die see aantref, het hulle vir hom gevra, Rabbi, wanneer het u hier aangekom? Jesus het hulle geantwoord, Amen, amen, ek sê vir julle, julle soek my, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want op hom het God die Vader sy siel geplaas. Hier sê Jesus, dat hulle soek hom nie oor die wonderwerke nie, hulle soek hom omdat hulle van die brood geëet het en versadig geword het, en daar iets gebeur het, en dat die brood daar eintlik 'n verwysing na Jesus was, en dis wat hy hier sê, en daarom hierdie opmerking van Jesus, julle moet nie werk vir voedsel wat vergaan nie, maar vir voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Geliefdes, en dit is die teks wat ons gekies het, om op ons jaarkalender te sit hier in Wenen ook. Julle moet werk vir die voedsel wat hou tot die ewige lewe. Mag ek en jy daaraan aandag gee? Mag ek en jy begin om te vra, het dit wat ons doen ewigheidswaarde? Het dit te doen met die koninkryk van God? En hierdie voedsel kan ons net by Jesus kry, want dit is hy self. Nou verder dan gaan hy dit baie duideliker maak, maar kom ek en jy kies net vandag, as ons net tot by vers 27 vandag lees, kom ek en jy kies vandag, ons wil werk vir die voedsel wat hou tot die ewige lewe. Ek nooi ook na ons eredienste, ons het vanoggend 8:00 in Wenen erediens, en dan 10:00 in Mooirivier. U is baie welkom. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie pragtige teks. En ja, Here, ons wil bid dat ons die waarheid van hierdie teks mag vashou. Here, ons wil die voedsel van die ewige lewe hê. Ons wil vir U hê. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.